Baie dankie vir almal vir julle kosbare tyd vanoggend. Ons gaan 'n bietjie dieper ingaan in die woord vandag. Ek hoop julle het almal julle handboeke saamgebring. Ek hou daarvan om te bedien en om te bevestig dit wat ek bedien. Ek dink dis 'n belangrike ding. Dit help nie net as ek hier voor staan en sê dit staan in die woord, maar julle lees dit nie self nie. So ek hoop julle het almal julle Bybels hierso. Nou goed, net voor ek begin, om julle idee te gee waar ek vandaan kom, so min of meer, bietjie meer as 2 dekades voltyds in die bediening, ons betrokke in verskillende organisasies. My bediening het begin met Janie Pelser van die NG gemeente en ons het 'n paar projekte aangepak, onder andere die Jesus projek wat gemaak gehad het met God se heilige gebruik in films. En ons het daardeur gepoog om die regisseurs en direkteurs van films en TV-programme te oortuig en te sê dat hulle moet op hulle ouderdomsbeperking simbole moet hulle vir mense 'n aanduiding gee dat God se naam heilig gebruik word. En dit het vir 'n ruk gewerk, maar dit het toe nog maar weer omgedraai en teruggegaan in die res van die wêreld. Wat sê die woord? Moenie gelyk wees aan die wêreld nie. Ons is in die wêreld, nie van die wêreld nie, nee. Amen. Okay. Waarna het ek betrokke geraak by Sportwalk vir Christus, of dan nou, miskien sal julle dit ken as Living Hope, wat ons die evangelie verkondig het met die hulp van sporttoerusting, en die klere gebruik, wat nou die evangelie verduidelik het van duisternis na uiteindelik geestelike groei toe. En toe het ek Janie van Sail ontmoet, en saam met ons die langs in die bediening is, en baie van die woord wat hy gebring het, is eintlik maar 'n echo van wat ek vandag vir julle gee. So ek glo die Here gaan julle seën vandag met die woord. Ons gaan die tema wat ek mense wat gister was, het ons 'n tema gehanteer wat gesê wat het verkeerd geloop in ede, en ek gaan so 'n bietjie aansluit van dit, so dit gaan 'n bietjie hersiening wees vir die mense wat gister hier was, maar dan sal dit ook my 'n geleentheid gee om 'n bietjie van 'n fondasie te gee vir die mense wat nou nie gister hierso was nie. So Paulus het ook gesê in Petrus, hy skaam hom nie vir die herhaling van die woord nie, want met dit bring dit sekerheid. So dit wat ek gaan herhaal is doelbewus, en dit sal vir jou baie beteken. Vanoggend se lesing, interessant genoeg, toe ek hierdie lesing voorberei het, 'n mens begin ons maar om iets voor te berei en jy begin te skryf en so aan, maar jy is ook nou maar nie seker wat die Here wil doen nie. So jy gaan hom maar aan en dan kyk jy nou maar wat gebeur, en swaai jy goed, jy weet nie wat die Here vanoggend gaan doen nie, maar ons gaan ons vat, nee, reg. So, maar ek moet vir julle sê, met die gebed hier agter met Jan, het hy eintlik vir my bevestig, dat die Here is nie teen mekaar nie. Dit sluit, Jan se gebed sluit nou baie mooi in wat ek nou volgende gaan bedien. En God se wil in die vallei van verlies. Dit is ons tema vandag, en ons gaan 'n bietjie kyk hoe ons wil verskil partykeer van wat God se wil is. Ek weet nie van julle nie, maar ek het 'n paar keer al gebid wat die wil geskied, en dan is ek so 'n bietjie onseker of ek dit regtig moet bid. Nee? Het iemand al so gevoel? Nee. Daar's 'n rede hoekom jy so voel. Daar's agtergrond agter dit. So ons gaan eers net 'n bietjie gaan kyk hoekom dit is dat jy so half bekommerd is oor, want jy's nie heeltemal seker is
is jy in God se wil nou hierso in lyn nie, nee. So ons gaan nou net 'n bietjie kyk hoekom dit so is, en dan gaan ons oorbeweeg na waar ons bietjie miskien net begin dink oor ons perspektief oor God se wil. En miskien gaan dit ons help om net 'n bietjie te verstaan hoe God na dinge kyk en hoe dit verskil van ons aan. En dan gaan dit dalk 'n paar goedjies uit die pad uitvat van jou vrese rondom God se wil vir jou lewe en vir die wat om jou is en vir jou lief is en vir wie jy lief is. Right, so sit ook kyk, kan ons dit maar doen? Reg so. Right, gaan vir my na Matteus 6 vers 10. Ek ken dit baie goed. Ek gaan sommer einde van vers 9 af ons lees. Hierso is Jesus, hy praat met sy disippels en hy gee vir hulle 'n riglyn van hoe 'n gebed moet wees. En hy sê vir hulle: van vers 9 af. So moet julle dan bid: Onse Vader wat in die hemele is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied. Soos in die hemel, net so ook op die aarde. Dit is waar ek gaan stop. Die belangrike gedeelte is daar. Laat U wil geskied in vers 10. Ek dink toe Jesus vir hulle daai dag geleer het van hoe 'n gebed moet wees, moes hulle ook gewonder het, wat bedoel Jesus nou hierso met laat U wil geskied, en hoe affekteer dit die pad waarop hulle is en waartoe hulle heen beweeg. Want net soos ons, dink ek het daar dinge gebeur in hulle lewens wat hulle oorvraag gehad het, nee? Ek dink nie soos een van ons hierso wat nie al 'n vraag gehad het oor wat dit ook al is, wat skeef geloop het in jou lewe, of met jou gebeur het, of verlies wat jy ervaar het, of dit nou familielede of vriende, of wat ook al is wat weggeneem is, en of dit nou 'n verlies is aan 'n besigheid, of iets het skeef geloop, en het gekom met die vraag van, hoe is dit moontlik? Hoekom? Wat gaan nie aan? Here, waar is U? Hoekom? Daar's nie een van ons wat hierso sit vandag wat nie al die vraag hoekom gegee het. Nee, is ek reg? Nee, reg? Kom ons gaan kyk hoekom is dit so. Jesaja 55. Vanaf vers 8 en 9. Dis hoe nog meer in die mond van die Bybel. Bietjie verder aan. Want my gedagtes is nie julle gedagtes nie. En julle weë is nie my weë nie, spreek die Here. Want soos die hemel hoër is as die aarde, so is my weë hoër as julle weë. En my gedagtes as julle gedagtes. Okay, so eintlik is dit vir ons bevestiging dat ons gedagtes en ons weë en hoe ons goeie sien nie in lyn is met hoe God goed sien nie. Dis duidelik is dit nie. Reg. So wat dink julle moet ons doen daaromtrent? Ons moet probeer vasstel hoe God na goed kyk, en dis wat ons vanoggend gaan doen. En ek glo dat as julle die boodskap vat, dan sal julle vrede kry. Nee, as jou gedagtes in lyn is met God se gedagtes, gaan jy beter verstaan wat is besig om te gebeur of wat het gebeur. So,
Ek glo en ek bid dat die Here vandag met hierdie boodskap vir jou gaan vertroosting gee, vrede gee en 'n gemaklikheid om hom te sien vir wie hy is, sodat jy met hom in 'n beter verhouding kan wees. As jy hier uitstap vandag, moet jy 'n rede hê waarom jy 'n beter verhouding met God kan hê. Okay, kom ons probeer dit, ons gaan dit reg kry. Ek glo so. Reg? Die dieper goed waar ons gaan vandag, is teergoedjies en ek wil hê julle moet verstaan dat ek weet nie al die antwoorde nie, maar as ek dit kan regkry om vir jou 'n perspektief te gee, net 'n gedagte skuif, 'n paradigm shift, nee, dan glo ek gaan dit jou help. Okay, kan ons dit so vat, nee. Right, kom ons gaan na Jesaja 5, ekskuus, ons het dit nou reeds gedoen. Gister het ons gepraat oor Adam en wat daar gebeur het, wat skeefloop in die tuin. En dit is nou hierso waar ek nou 'n bietjie hersiening gaan doen vir die mense wat gister was, maar vir die nuwe mensies gaan ons bietjie net kyk na wat met die keuse gebeur het wat Adam gemaak het in die tuin. Ons almal weet, daar was 'n keuse tussen die boom van die lewe en 'n boom van kennis van goed en kwaad. Nee? Let op, kennis van die goed en van kwaad. Jy het dus, of Adam, wat die rede is waarom die saad van kennis van goed en kwaad in die mensdom ingekom het, en waarom jy vandag met daai saad wat vrug dra sit, veroorsaak dat jy 'n perspektief het van wat goed en wat kwaad is. Nee, maak dit vir julle sin. Jou bron van kennis oor wat goed en kwaad is, kom uit die keuse wat Adam gemaak het. Nou gaan jy al vir my sê, maar dit was Adam wat dit in my gemaak het. So kom ons gaan kyk. Of voor ek daarna toe gaan, en iets wat ek gehanteer het gister met die mense hierso is, voordat Adam die keuse gemaak het, rondom die boom van kennis van goed en kwaad, was hy presies wat God bedoel het hy moet wees, om te regeer oor die aarde, om in beheer te wees van die skepping. Dit was een van die skepingsdoelwitte wat God gehad het, is kom ons maak mense na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse en oor die diere en oor die skepping. So Adam is in 'n posisie om te kan heers voordat hy die keuse maak. Hy is volkome gees, siel en liggaam. Hy maak 'n keuse wat gevolge dra. Hy kies die boom van kennis goed en kwaad. Die boom van kennis goed en kwaad gee vir hom die vermoë om God op homself te wees. Hy is nou die een wat besluit wat is goed en wat is kwaad. Hy het nie meer die vermoë wat God vir hom gegee het voordat hy die keuse gemaak het waarvan hy sy gees uit regeer het. So ek gaan nou net 'n bietjie vinniger, want ek wil nie te veel tyd mors op wat ons gister oor gepraat het nie, maar ek wil ook niemand verloor hierso. So Adam bevind homself as 'n persoon na die keuse wat hy gemaak het, as 'n mens wat uit sy siel uit regeer. Dit is vanuit sy siel wat hy besluit te maak. Dit is hoe hy sien wat goed en kwaad is. Hy is nie meer op dieselfde golflengte van wat God is na sy keuse nie. Voordat hy die keuse gemaak het,
skep God diere. En hy vra vir Adam, of hy sê vir Adam, of hy gee hom instruksies, Adam, gee vir die diere name. En Adam begin die diere name te gee. En hy gee vir 'n leeu, gee hy die naam leeu. En as ek vir jou sê leeu, dan dink jy onmiddellik aan die koning van die diereryk. Vir die olifant, gee hy olifant, as ek vir olifant sê, dink jy aan hierdie groot dier, hierdie massiewe groot dier. God sê nie vir Adam daarso, nee Adam, jy maak 'n fout nie. Dit moes eintlik die leeu moes die olifant gewees het, en die olifant moes die leeu gewees het. Nee, dis nie wat gebeur nie. God en Adam is op dieselfde golflengte. Hy is mede-skepper saam met God. Hy het die vermoë wat hy nodig het om te regeer. Maar God sê vir julle, as julle van hierdie boom eet, sal julle sekerlik sterwe. Ons almal weet dat die sekerlik sterwe het niks te maak met Adam se liggaam nie, of Adam se siel nie. So wat bly oor? Gees. Want die mens se samestelling is 3. Gees, siel en liggaam. So ons weet, of jy nou wil sê, Adam se gees het gesterf, of jy sê God het onttrek uit Adam uit as gevolg van die ongehoorsaamheid, en of jy nou wil sê die geeskapasiteit of vermoëns is nie meer daar nie, maak nie saak hoe jy dit sê nie. Die punt is, die gees is nie meer teenwoordig om te doen wat Adam veronderstel was om te doen. Reg? So nou, begin julle nou te sien waartoe ek beweeg oor hoekom jy en God se wil nie noodwendig altyd in lyn is nie. Want jy sien, ek en jy sit met die probleem van die keuse wat gemaak was deur Adam. En nou kom ons terug by dit wat ek nou gesê, en dit is dat die skrif sê ook vir ons, almal het gesondig en ontbreek hulle die heerlikheid van God. Waar woon die heerlikheid van God? In jou gees. Nou as die skrif vir ons sê, ontbreek jou die heerlikheid van God, dan beteken dit, daar is in jou gees nie heerlikheidskapasiteit nie. Daar is nie die heerlikheid van God in jou, as jy nie gewederbaar is, of as die gees nie herstel is nie. Nou sê ons, kyk, ons kom tot weergeboorte, en die gees word herstel, so, nou het ek die heerlikheid van God in my, hy woon in my gees, Christus in my. So wat is die probleem? Ek moet mos nou op dieselfde golflengte wees as wat God is. Ek moet nou mos verstaan wat God se wil is vir my lewe, en vir wat dit ook al is, en wat dit ook al beteken oor dit wat gebeur in my lewe. Jy sien, ons sit nog met daai ding, alhoewel die gees in ons kom woon het, en alhoewel die heiligheid van God in ons is, sit ons nou nog hierso, met die ding nog klaar. Want, van kleins af, vandat jy gebore is, gebeur daar dinge met jou, en jy sien dinge, en jy doen dinge, want jy sien hoe ander mense dinge doen, jou pa of jou ma of jou oom of jou tannie, en jy as 'n jong kind begin om, wat sê hulle, like monkey see, monkey do, ja. Nee? So, jy begin om 'n perspektief te kry oor wat reg en verkeerd is, of wat goed en kwaad is. Dit wat jy sien. Jy word basies geprogrammeer, of wat sal men sê, die coding word gedoen hier in jou brein.
En dan op 'n dag kom jy agter, maar okay, dit werk nou nie so lekker nie. Ek het bietjie laat agtergekom, maar ek het dan agtergekom. En ja, hoe die Here. Iemand vertel vir jou, of jy kom by 'n kerk, of jy kom by 'n uitreik, of jy gaan na 'n kamp toe, of wat ook al. En nog, daar gaan 'n liggie aan. En jy sê net maar, ek kan nie meer so aangaan nie. Ek het die Here my lewe nodig. En jy aanvaar die Here. Maar nou het jy nog daai goedjies wat pla. Jy moet gereprogram word. Nee, wat beteken dit as ons sê jy moet gereprogrammeer word? Your mind needs to be renewed by the mind of Christ. Yes. So dit is nou 'n bietjie van 'n proses. Hiervan uit jou gees uit, hier waar Christus is, begin hy stelselmatig om met jou te praat. En jy begin te dink, ek het dit gedoen, my hele lewe lang. Dit voel nie nou meer so lekker nie. Dit pas nie in met hoe ek my voel daaroor nie. En jy kry oorwinning oor daai ding. Nou gaan ons aan. Nou is daar weer 'n ander dingetjie wat uitpop saam. Jy bid en jy kom kerk toe en jy het verhouding met die Here en dinge wat jy gedink het is okay, is nou nie meer okay nie. Nou daai goedertjies is the renewal of the mind that's taking place. And with the renewal of the mind, the soul kan herstel word. Maar die einddoel van ons geloof, en dit is skriftuurlik, die einddoel van ons geloof is die herstel van ons siele. So, terwyl jy besig is met die renewal van die mind, die vernuwing van die denke, the mind replacement, is die siel besig om herstel te word. En gaan jy stapie vir stapie gaan jy aan. So moenie nervous wees as jy sit om met iets wat jy nie kan oorkom nie. Hou net aan. Gee God 'n geleentheid om jou te help. Amen. Jy gaan kom waar God jou wil hê. Gee hom net 'n kans om jou daar te kry. Right. Ek het nou sommer 'n hele paar goed geskiet, nie so lekker. Net ons moet na Romeine toe gaan. Waar na Romeine toe asseblief. Dus sover ek weet nie in die Ou Testament nie. Romeine 5:12. Right, ek lees. Daarom, soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het, en deur die sonde die dood, en so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het. So die feit dat Adam dit gedoen het, vir jou slegte nuus beteken jy word ook daarmee geaffekteer. Ons roei almal aan dieselfde bootjie. Kyk, niemand is uitgesonder nie. En saam met dit kan ek byvoeg wat ek gister hanteer het rondom saad, God werk rondom die saadbeginsel. So, 'n sekere saad produseer na sy aard. En toe Adam die besluit neem om van die vrug te eet, en ons almal weet binne die vrug is die saad,
het hy ook die saad ingekry. En omdat soort, of dan aard na sy soort produseer, dit is allemaal boere hierso, of nie allemaal boere, maar dit is in 'n boeregemeenskap. En hierdie plant dra nie koringare nie, en koringare dra nie in die kop nie. Alles wat Adam, of wat geproduseer is in die mensdom van Adam af, is presies dieselfde wat Adam was na die keuse wat hy gemaak het. Die mens lyk soos Adam na hy die keuse gemaak het. Net soos wat Adam lyk. Die mens lyk nie soos Adam voor hy die keuse gemaak het. Almal ontbreek die heerlikheid van God. Nou, ek wil nou 'n verhaal met julle deel uit die Bybel uit, wat ek dink baie keer vraagstukke veroorsaak oor goed wat gebeur het in die Bybel met die volk van God, mense wat die God lief was. In hierdie geval sonder ons nou uit vir Johannes die Doper. Waar, hier is Johannes die Doper. 'n onverskrokke man van God. Nee, hy is solid. Hy is baie solid. Hy leef in die woestyn. Sy dieet is wille hering en springkane. Dis waarheid, hoor. Ek lieg nie nou. Dis James. Skets hierdie prentjie. Hier is hierdie ou, hierdie baard. Hering is besig om nie van sy baard af te drup. Ek dink die soos daar nog so 'n springkaanpoot wat teen sy tande vassit. En hy bulder uit en hy sê, bekeer julle, want die koninkryk van die Here het naby gekom. Hy sy eie disippels, nee kyk, hy's besig. En op 'n dag bevind hy hom in die tronk. En uit die mond van 'n dansende koningsdogter beland sy kop op 'n skinkbord. Sy kop word afgekap. Hierdie man van God. Hoe nou? Hoe kan dit nou wees? Wat is die punt? Wat is God se wonde? Dis vir die mens se verstaan is dit onverstaanbaar. Hoe kon dit nou gebeur? Jy sien, Johannes die Doper het die ou verbond verkondig. Hy het nog nie insig gehad in die nuwe verbond nie. Die dood van Johannes die Doper vat hom vanuit die ou verbond uit in die nuwe verbond in. Hy stap uit die ou verbond uit in die nuwe verbond in. Sy dood is vir hom 'n blessing. Vir Johannes self. Hy stap uit die boom van kennis van goed en kwaad in na die boom van die lewe toe en hy omhels die boom van die lewe. Dis God se siening. Dis sy perspektief oor Johannes die dood. Ons sien dit nie so nie. Ons staar ons so vas in hierdie lewe wat ons nou het. Maar God, die Almagtige, die Alomteenwoordige, die Ewige, se weë is hoër as ons weë. So wat ek probeer doen en die verhaal wat ek vertel, asseblief verstaan dat
En ons sal nou daarna gaan kyk. God se wil is bokant ons wil en ons moet probeer 'n perspektief kry en God die geleentheid gee om te sien dat alles ten goeie meewerk vir die wat hom liefhet. As ons kan kom by daai plek, kan ons vrede kry, ons kan vertroosting kry. Dit is net 'n perspektief, 'n verandering van gedagtes oor hoe God werk. Ek meen, Johannes die Doper het die seun van God gedoop. Wat privilege, dink ek. Ek dink dit was vir hom die wonderlikste ding wat gebeur het. Jy weet, van Johannes die Doper het Jesus self gesê, daar sal geen ander mens wees wat uit 'n vrou gebore is, soos wat Johannes die Doper is nie. Dis wat Jesus gesê het van Johannes die Doper. Maar dan het hy so eentjie verder gesê ook. En dat Johannes die Doper sal nie so belangrik wees soos enige een wat die koninkryk in hulle het nie. Hierso sit 'n klomp mense hierso wat belangriker is as Johannes die Doper. Ek vir julle nuus. Dis goeie nuus. Die wat die koninkryk van die Here in hulle het, is belangriker as Johannes die Doper. Vat dit mense. Besef dit. Dis awesome nuus. Right. Ek het 'n ander verhaal. Van 'n persoonlike vriend. En ek deel sy storie. Ek het dit ook in my boek toestemming by hom gekry om die storie te deel. Hy en sy 19-jarige seun was in 'n lelike motorongeluk en die skade was erg. Die seun was instantly dood en die pa was baie erg beseer. Hy was kritiek geweest en die chopper het hom opgelaai en hulle het hom nog pad toe gevlieg. En hy was in koma geweest vir weke. Hy weet 'n induced coma, wanneer jy mos nou heavy kwaai beserings het en so aan, dan om jou rustig te kry en seker die skok en goeters te hanteer van die liggaam en te begin, want sy mond het gebars en hy was stikkend geweest. En hy was nou vir weke in die koma. En toe hy nou uiteindelik bykom, want hy was nou natuurlik nie bewus nie van sy seun se dood. So toe hy nou bykom en sy seun se dood word gedeel met hom, toe is hy uit die aard van die saak hartseer en emosie ervaar. Maar hy sê vir my, hy het vrede. Want terwyl hy in sy koma was, het hy Jesus ontmoet. En hy het sy seun by Jesus gesien staan. En Jesus het vir hom gesê, jou seun is nie vroegtydig weggeneem. Hy het voorsien dat sy seun in sy lewe vorentoe groot drama en pyn sal gehad het. Hoor julle wat ek sê? God het gesien pyn, hartseer en drama vir daai seun. Hy was nie vroegtydig weggeneem.
En my vriend Johan, sy naam is ook Johan, hy het hierdie ongelooflike vrede en rustigheid gekry oor dit wat gebeur het. Dit het hom vertroosting gebring. Kyk hierso, enige ouer wat 'n kind aan die dood afstaan, dis rof. En God verstaan dit. Maar as jy kan 'n perspektief kry oor dat God se weë bokant joune is, en terwyl ons nou nog nie daar is waar die mind totally renewed is nie, moet ons God vertrou dat hy sy goedheid vir jou in gedagte het, vir die pad wat jy stap in jou lewe. En ons sal dan nou eendag by daai plek uitkom waar ons nou totaal en al verstaan, en waar ons nou op dieselfde golflengte is. Maar intussen kan ons werk daaraan om ons verstand te kry op 'n beter plek en ons te help met ons verhouding met die Here. Want wat gebeur as jou opinie oor wat gebeur het nie in lyn is met wat God se opinie is nie? Daar kom 'n bietjie van 'n skeuring. God los ons nooit nie. Dis ons wat hom los. En jy begin te sukkel as gevolg van hierdie verskil om met hom te kommunikeer en met hom te praat. So as ons dalk nou net oor daai dingetjie kan kom, dan help dit ons om hom te vertrou en weer op 'n beter vlak te kom en kan ons weer begin bou aan ons geestelike groei en die herstel van die siel. Right. 'n belangrike ding en 'n belangrike punt wat ek net wil byvoeg in hierdie situasie, en ons gaan dit uit die skrif uitkry. Kom ons gaan na Psalm 13 toe. Psalm 13. Dawid, ek weet nie of julle ietsie van Dawid weet nie. Hy was baie lief vir die Here. God praat van Dawid as 'n man na sy hart. Hy het issues gehad, né? Het 'n paar foutjies gemaak ook maar. En die Here was hom baie lief. En hy was vir die Here baie lief. En ek bedoel, as jy die ouens sê, hy moes plus minus die ouderdom van tussen 13 en 15 gewees het, toe hy voor Goliat gaan staan het, en vir Goliat aangevat het. Dis nie reddel. Terwyl hy besig is om die skapies op te pas, en vir die Here lofliedere te sing en gediggies te skryf. En terwyl die Here besig is om hom te oefen, om vir hom vertroue te gee deur die leeu en die beer te verslaan wat die skape wil steel, is hy en God besig om een te word. En hy staan voor Goliat, nie as 'n 13 of 15-jarige kind nie. Hy sê hy kom in die naam van die Here. Dis nie Dawid wat voor Goliat gestaan het nie, dit was die Here. Goliat het nie 'n kans gehad. Nou goed, hierso is Dawid en hy sê vir die musiekleier, Psalm van Dawid, hoe lank, Here, sal U my altyd weer vergeet? Hoe lank sal U
vir my u aangesig verberg. Kan jy imagine Dawid, dat lief is vir God dat hom lief is, en dis hoe hy voel? Kan jy verstaan dat ons nou op die stadium nog moet battle met die goeders? Dan voel ek of God daar is, en dan voel ek my nie daar is nie. Maar al die tyd is hy daar, want hy is waar. Hy is in jou. Die koninkryk, weet julle dan nie dat die koninkryk van God in julle is nie? Die wat die seun het, het lewe. Die wat nie die seun het nie, het nie lewe nie. God kan jy nie los met sy nie. As jy weer gebore is, en jou gees is opgewek, en die salf van Christus is in jou, kan hy jou nie los nie, want hy is in jou. Jy het al gevoel, ek het ou gehoor, ons was op 'n kamp gewees en die ou was te neergedruk, man, hy was neerslagtig. En hy het skeef geloop in die besigheid. En hy sê, en kyk daai tyd, kan hy onthou vir Jan was hy is die eienaar van die ex-Herre-kampe. En hy sê vir Jan, hy bid, maar het voel of sy gebed hier die plafon vastslaan. Jan sê vir hom, dis onmoontlik, want die Here is in jou. Hy is nie mooi daar nie, hy is in jou. Ons mind laat ons nog altyd dink dat ons is die ver afgeleë God. En die meantime, deur Christus, sy dood aan die kruis, het hy moontlik gemaak dat hy in jou is. Dis ek en jy wat dit moet besef en wat dit moet vat en om 'n geleentheid te gee om nou te verander van binne af, nie van buite af nie. As jy gym toe gaan en jy oefen en gaan op 'n taai, dan word jy beter van buite af. God werk van binne af. Nou, soos Dawid gevoel het, dis 'n normale ding. God sou nie dit in die Bybel toegelaat het of laat skryf het deur Dawid en dit word vasgevang in die skrif net maar sommer nie. Dit is daar om ons te help, om ons te laat verstaan, ons gaan deur emosies. Ons gaan deur dinge wat ons pla. God verstaan dit. Hy weet waardeur jy gaan. Gee hom 'n kans om saam met jou deur dit te gaan. En as jy dan hom toelaat om saam met jou deur dit te gaan, dan kom hy en hy vertroos jou. En hy help jou van binne af. Ons gaan vir nou Johannes 1 vers 1. Ons almal ken baie goed in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Van wie word hier gepraat? Jesus, hè? Gaan nou op 'n vers, kan jy dalk net vir my
ek het nie my Passion Translation nie, maar dit het nou net by my opgekom. Ek wil net graag ietsie deurtrek van die Nuwe Testament en die Ou Testament oor Jesus, want daar is ons nou maar gelowe en dinge en goeders. Wat ek weet nou word van Jesus gepraat en geprofeteer van sy koms, maar hierdie gedeelte hierso, en dit word so mooi in die Passion Translation in Spreuke gesê, sê dit presies dit wat hierso in Johannes 1 in die Nuwe Testament staan, van in die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. Dit koppel hierdie gedeelte nou gaan lees vir julle vanuit die Passion Translation direk na daai vers in die Nuwe Testament. Sodat daar verstaan kan word dat die hele Bybel praat van Jesus. En dat die mense wat nog nie wat nog wag vir die Messias om te kom, dat hulle kan sien die Ou Testament wat hulle gebruik en die Nuwe Testament wat hulle weggooi, dat daar eintlik van Jesus hier gepraat word. En jy koppel hom weer na die Nuwe Testament toe, wat dan beteken die Nuwe Testament dra waarheid en autoriteit. So ek wil net vir julle luister, ek lees dit vir julle. In the beginning, jy het al vir Jacob Zuma gehoor, hy weer beginning, soos hy in the beginning, het jy wel omgehoor het? Ja. Okay, ek gaan dit reg sê. In the beginning, I was there for God possessed me. Even before He created the universe, from eternity past, I was set in place. Before the world began, I was anointed from the beginning. Before the ocean depths were poured out and before there were any glorious fountains overflowing with water, I was there dancing. Even before one mountain had seen sculpted or one hill raised up, I was already there dancing. When He created the earth, the fields, even the first atom of dust, I was already there. When He hanged the tapestry of the heavens and stretched out the horizon of the earth, when the clouds and skies were set in place and the subterranean fountains began to flow strong, I was already there. When He set in place the pillars of the earth and spoke the decrees of the seas, commanding the waves so that they wouldn't overstep their boundaries, I was there, close to the Creator's side. As His master artist, daily He was filled with delight in me, as I playfully rejoiced before Him. Here het gedaan, Jesus Christus, het voor sy God, sy Vader gedaan van die begin af. En hier lees ons, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Spreuke, Salomo het van dit gepraat, toe alreeds, paar duisend jaar voor Christus. Dat niemand ooit vir jou sê, die Ou Nuwe Testament is nie van toepassing nie. Kom ons gaan kyk, kom ons kyk na vers 14 toe. En die woord het vlees geword en onder ons gewoon, en ons het sy heerlikheid aanskou. Wat het ons nou nog gelees? En dit ontbreek hulle die heerlikheid van God. Wat het Jesus gehad? Die heerlikheid van God. En sy heerlikheid aanskou, en heerlikheid soos die van 'n eniggebore wat van die Vader kom,
vol van genade en waarheid. Hier is Jesus die mens wat God in gedagte het, soos wat hy wou gehad het, Adam moes gelyk het voor die keuse. Hy kom, Jesus Christus, daar was die eerste Adam, hy kom as die laaste Adam. Right, nou, ons sê, Jesus was God in die vlees. As ons sê, Jesus was God in die vlees, kan ons nie anderster as om te sê, dat God weet presies waardeur ons gaan nie. Want hy was dan nou Jesus in die vlees. So God weet wat ons ervaar, waardeur ons gaan, want Jesus het dit ervaar. Ons gaan kyk. Gaan na Lukas 22 toe vir my. Net so 2 bladsye terug. 2 of 3. Hierso is Jesus in Getsemane, baie angstig, ten spyte van die feit dat hy God in die vlees is, het hy emosies, het hy 'n verstand, soos ek en jy, wat dinge kan groter maak as wat dit is. Hy sit in dieselfde situasie. En toe hy in 'n sware stryd kom, spraak van Jesus, het hy met groter inspanning gebid. En sy sweet het geword. Ja, ooit gehoor van die term, ek het bloed gesweet? En sy sweet het geword, soos bloeddruppels wat op die grond val. Hy was stressed out. Hy het geweet wat kom, want hy is God in die vlees. So hy moet weet wat kom, want God weet alles. En ten spyte van die feit dat hy God in die vlees was, was hy angstig vir dit wat kom. En wat doen hy daarso? Hy vra eers, laat hierdie beker by my verbygaan. Maar nie volgens my wil nie, maar volgens u wil. Gister het ek net so aangeraak oor wat eintlik daar gebeur het en waarom ons so dankbaar moet wees oor daai keuse wat Jesus daar gemaak het om te sê volgens u wil. Dit was 'n baie belangrike keuse gewees. Ten spyte van God in die vlees, het Jesus hy angs gehad, hy vrees gehad, selfs woede, onduidelike woede. Ja. Nee, toe hy die tafels vir hom gekeer het, nee. Hy het emosies gehad, net soos ek en jy. Wat doen Jesus toe hy sê, wat u wil geskied? Hy sê, my Vader, ek weet wat wag vir my, maar ek vertrou u, dat u goedheid van toepassing sal wees oor dit wat met my gaan gebeur. Dis eintlik wat hy sê. Dis al wat hy kom sê. En mens kan nie iets anders uit dit aflei nie. Hy vertrou God ten spyte van dit wat hy weet gaan gebeur. Romeine 8 vers 18. Dis net nou handeling.
Hierso het ons vir Paulus. Ek weet nie, julle het van die wat 'n bietjie weet van Paulus se geskiedenis. Hy was baie hoog op in die hoe moet sê rabbi rangorde. Ek dink hy sou seker 'n lyn gewees het vir die volgende Sanhedrin as die Here hom nie op pad na Damaskus omgekeer het nie. En uit die aard van die saak, die besluit wat hy geneem het, toe hy gewederwaar is, het dinge begin skeefloop. Weer skeefloop. Hy was in tronke. Hy was selfs toegesluit in 'n plek waar die riool, die stad se riool, het afgeloop in die plekke waar hulle vasgeketting was. Hy het dit rof gehad. En hier sê hy in Romeine 8 vers 18. Want ek reken dat die lyding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie. Daai aan daarso moet julle vervang met in. Die vertaling daarso, die ouens het 'n paar van die goedjies het hulle nie heeltemal 100% direk oorvertaal nie, want dit het nie vir hulle sin gemaak nie. So baie keer het die vertalers, as iets nie sin gemaak het nie, dan het hulle probeer soort van inpas, maak dit sin, maar as jy gaan kyk na die oorspronklike Grieks, dan beteken, dan staan hy net in. En as 'n rede hoekom dit in is, want waar is die heiligheid van God? In ons. So eintlik wat hy daar sê is, teenwoordigheid nie opweeg teen die heerlikheid wat in ons geopenbaar sal word. Hy sê met ander woorde, terwyl hy daar vasgeketting is en die riool omdruk, hierdie is okay. Want ek weet wat kom. Ek vertrou my hemelse Vader dat hy die goedheid vir my in gedagte het wat sy goedheid is. Nie wat ek dink wat goed vir my is nie. Ek weet nie van jou nie, maar as ek daar moes ook vasgemaak gewees het, sou ek nie kon God se goedheid met my goedheid vereenselwig het. Ek sou nie gedink het soos Paulus gedink het. Right. Paulus gaan verder in 1 Korintiërs. Gaan toe na 1 Korintiërs 15 toe. Dis net nou my kom ons, ek gaan vir julle lees van 4 en 5 af. En wanneer hierdie verganklike met die onverganklikheid bekeer is, en hierdie sterflike met die onsterflikheid bekeer is, dan sal vervul word die woord wat geskrywe is. Die dood is verslind in die oorwinning. Dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? Ons perspektief oor die dood, jou fisiese dood hier op aarde, het ons nodig om te begin hersien. Ons moet begin kyk wat dit vir ons beteken as jy dan fisies hierdie lewe verlaat. Want as ons kan begin kyk en sien hoe God dit sien, kan ons hierdie woorde ook uiter wat Paulus gesê het, dood, waar is jou angel?
Hy gaan verder en hy sê, hy praat van die dood, en hy sê, my lewe, nou, in hierdie lewe is Christus, en die dood is 'n wins. Hy sê die dood is 'n profit. Dit is vir hom waardevol. Dit beteken vir hom, hy beweeg vanuit dit van gedeeltelike heerlikheid na volmaakte heerlikheid. Ten volle heerlikheid. Dit is nie vir hom 'n issue om dood te gaan nie. En as ons kan begin ons perspektief kry op die plek waar ons nie nodig het om te vrees oor die dood nie en hoe ons na die dood kyk nie, dan beteken dit ons gaan vrede hê. Jy gaan gemaklikheid hê. Jy gaan dalk nie meer so kwaad vir die Here wees as jou geliefdes weggaan nie. Want die deur van die dood, so ek probeer dit nou vir ons in 'n prentjie skets. Die deur van die dood, die twee kante, uit 'n uitgang en 'n ingang. Die deur van die dood vat jou terug na Adam toe voor hy die keuse gemaak het. Dis al wat dit is. Hy vat jou terug na soos wat God dit vir jou in gedagte gehad het vanaf die begin. Na sy beeld, na sy gelykenis, vol van heerlikheid. Ons moet nie bang vir die dood wees nie. Dis nie nodig om te vrees nie. Ek het hier geskryf. God se perspektief oor die dood. Dis nie vernietiging nie, maar volheid. Dis nie om weg te gaan nie, maar om te arriveer. Dis nie straf nie, maar verlossing. Paulus het uitgesien om deur daai deur te stap en het gesien as 'n wins. Ten spyte van die feit dat hy 'n ongelooflike wonderlike verhouding met die Here gehad het. Want dis die enigste manier wat jy kan die Here lofprys en sing terwyl jy in 'n gat is waar daar riool op drup en jy is vasgeketting. Hy het gesing. Jy moet 'n unbelievable verhouding hê. En ten spyte van die verhouding wat hy met God gehad het in daai tyd, het hy ook gesê, as hy tog maar net God geken het. Dit sit my bietjie agter in die ry daar. Ons moet nie bang wees vir die dood nie. Ek sê hierdie goeders vandag vir julle met groot omsigtigheid. Niemand weet waar weer 'n persoon gaan met die dinge wat in hulle lewe gebeur. Niemand. Totdat jy jouself nie in daai posisie het nie, het jy nie 'n klou. Maar God weet. God weet. Ons het al gekyk na Johannes die Doper. Ja. Wat van Jesus? Ek meen, dit wat daar gebeur het, was 'n slagting. Die manier waarop hy uiteindelik
sy laaste asem uitgeblaas het en die oploop soontoe. Johannes het lig afgekom. So, vir ons wreed en onnodig. Vir God, wat het hy in gedagte? Opstanding en nodig. Vir my en jou. Nodig sodat hy die wat geskep is en bedoel is om na sy beeld en gelykenis te wees, weer te kry wat hy gemeen het ons moet wees, sodat ons mede-regeerdes, konings en priesters saam met hom kan regeer, waar? Op aarde. So ons is besig en ons is in opleiding om te kom wat God in gedagte gehad het met Adam voor die sondeval. En ons het 'n mind replacement nodig om ons te help om ons daar te kry. Ek het nie graag om 'n vers wat ek byvoeg. Probeer dan onthou waar daai vers van renewal of the mind. Lees dit vir ons. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwe van julle gemoed. Daai gemoed is eintlik die Engels is mind. Sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Hier is ons terug by God se wil. Hoekom kom ons nie op dieselfde vlak wat God se wil is vir ons lewe nie? Mind replacement. Dit staan duidelik. Vernuwing van julle denke, sodat julle kan beproef die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God. Dis hierso waar dit moet gebeur. En hoe gebeur dit hierso? Ons het 'n verhouding met die Here. Ons kom by mekaar soos ons nou by mekaar kom, ons breek die woord oop. God gee vir ons openbarings oor wat hierso staan. Ons ontvang dit in ons gees en vanuit ons gees uit word ons denke vernuwe. Ons begin te sien wie God is, wat sy wil is. Ons het nodig en ons as 'n familie van God versterk ons mekaar, vertroos ons mekaar. Help ons om ons denke te vernuwe. En soos wat ons mekaar help en insette lewer in mekaar se lewe, so hier in ons gees groei ons en vloei dit oor na ons siel toe, vir herstel. Ek wil aangaan, soos wees kom in die eindpunt van die lesing. Het sluit so 'n bietjie aan by, dit voel net vir my, ons het regtig nodig om te verstaan, dat ten spyte van die feit dat ons wil en God se wil nie noodwendig altyd by mekaar uitkom nie, verstaan God dit ook. En besef hy wat moet gebeur en wat moet gedoen word, sodat
ek en jy kan kom op dieselfde bladsy. In Psalm, ons gaan op Psalm teruggaan na die Ou Testament, Psalm 56. Psalm 56 vers 9. Weer eens daai woord daarso in die Engels sê dit vir my 'n bietjie mooier. U het my omswervinge getel. Daai omswervinge beteken tossing and turning. Dis nou 'n ding wat jy doen as jy nie aan wakker lê. Jy draai mos op die een sy en dan op die ander sy en dan weer terug op die ander sy. As jy klaar op die ander sy is, dan weer op jou rug. Nee, weet nie of jy dit met julle gebeur nie. Speel nog of met my. Ek is nie so gelukkig soos Jan nie. Hy het nie 'n probleem met slaap nie. U het my omswervinge getel. Hou my trane in u kruik. Is hulle nie in die boek nie? Mense, die Here is op ons golflengte, ons is nie op sy golflengte nie. Laat die Here toe. Gee hom 'n kans. En glo dat hy weet waartoe hy gaan. Hy is nie alleen. Al voel dit vir jou of die mense nie om jou verstaan nie, God verstaan. 2 Korintiërs 1. Sien ons kyk die woord. Dit is heel oulik woord. Maar dit is lekker om met die Bybel ook te lees. Tweede Korintiërs 1 vers 3 tot 4. Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, die Vader van ontferminge en die God van alle vertroosting, wat ons troos in al ons verdrukking, sodat ons die wat in allerhande verdrukking is, kan troos deur die vertroosting waarmee ons onsself deur God getroos word. Jou vertroosting wat jy van God ontvang, is nie net bedoel vir jou. Dit is bedoel vir jou boetie en sussie namens jou wat deur dinge gaan. Ons is 'n familie van God. Dankie Here dat U ons vertroos, maar help my om U wat om my is ook te vertroos. Want die vertroosting wat jy ontvang, is wat jy kan uitdeel ook. As jy vandag hierso gesnap het wat ons oor gepraat het, is dit vir jou 'n geleentheid om die wat om jou is ook te help en om dit ook te deel. Dit is die beginsel van saad. Dit is saad wat jy ontvang, dit is saad wat jy uitdeel. Geestelike saad. Nou kom ons by diep goedjies. Psalm 139.
weer terug na die vorentoe, agter, vorentoe, agter. Maar regs. Psalm 139 vers 16. Die oor het my ongevormde tong gesien, en in die boek is hulle almal opgeskrywe. Wat is opgeskrywe? Daar dat alles bepaal was, toe nog geen een van hulle daar was nie. Mense, dis 'n diep ding daai. Ek sê dit weer. Jou dae dat alles bepaal was, toe nog geen een van hulle daar was nie. Hallo? Jo. Met ander woorde, God het jou storie geskryf. En ek en jy is besig om in daai storie in te beweeg. Onthou, God staan buite tyd. Hy is alom teenwoordig. Hy was daar, hy is die Alfa, hy is die Omega, die begin en die einde. God het dit geskryf, jou storie van jou lewe, en jy, as die akteur binne in daai storie, is besig om in dit in te beweeg. Ek en jy vertrou God vir die goedheid van dit wat hy oor jou geskryf het. Dit is moeilik om dit, wat is saad, wat die saad nou val, begin 'n bietjie te 'n bees herkou mos, nee. En dan wat moet jy daai herkou, wat moet jy? Kloukie, wat? Koukie, as hy. En soos dat hy daai éventueel word daai koukie bees. So ek en jy moet hierdie goed, hierdie saad wat ons ontvang, ons moet so 'n bietjie aan dit herkou en éventueel word dit ons. Nee. Psalm, ja, kom aan. Ek wil daai die woord daarso in Psalm in vers 16, belangrike een vir my daar. Daar staan daar dat alles bepaal was. Alles. Wat is alles? Dis alles. Alles, dit sluit niks uit nie. Alles. So ek wil kom like in die geskrif sê, daai alles sluit in die onverklaarbare dae. Dit sluit in die dae wat jy God gesmeek het om daai dag oor te skryf. Selfs, die laaste ding wat hier sê, selfs die hoofstukke waar jy gebloei het, dit sluit dit alles in. God ken jou, jy weet wat jou pad is, vertrou hom vir daai pad. Dit bring ons nou terug by God se wil in die vallei van verlies. Die doel waarom ons hier vanoggend 'n paar brood leef, is om ons gemaklik te maak met die feit dat ons kan bid soos wat Jesus sy disippels geleer het, deur vir hulle te sê, laat u wil geskied, sonder dat jy hoef angstig te wees om dit te bid nie. Jy sien, baie keer dink ek, ons as mense, ons bid, laat u wil geskied, maar ons het ons eie wil in gedagte vir God se wil. Is dit nie so nie? So, ons het
ons dink so daaroor, want ons is bekommerd oor wat God se wil beteken. So die doel van vandag se lesing is om gemaklik te wees, om te sê, laat U wil geskied. Om te sê, nie my wil nie, maar U wil. Ons moet soos volg dink, ek het dit hier so aangedui as verskillende punte. Here, ek verstaan nie, maar vertrou jou goedheid sluit my in. Ek sien nie die hele prentjie nie, maar alles werk ten goeie uit. Ek voel gebreek, maar my geliefde is veilig in die arms. Jou hartseer word gesien. Jou liefde is vir ewig. Jou kind of familielid is nie verlore nie, maar gevind in die Here. En vir die wat oor is en wat agterbly, is nog nie vlei my storie is uit. Jou storie is en word nog geskryf. Jy het 'n doel waar en hoekom jy hier is. Jy is nog nie weggeneem nie. Jy is nog nie deur die deur wat jou vat na Adam voor sy keuse nie. Jy het werk om te doen. Jy het mense wat jy moet help. Jy is hier om jou verstand te vernuwe met Christus. Jy is hier om te weet en te leer wat dit beteken om God se wil 'n realiteit in jou lewe te maak. En nou is dit vlei stories. Ek hoop dat hierdie saal wat gesaai is vandag, dit in julle gees geval het en dat julle die geleentheid sal gebruik om te herkou aan dit. Die geleentheid sal gee vir God om dit deel te maak van die herstel van jou siel. En dat jy troos en berusting sal kry, as ook 'n vertroue in God, en dat jy sal weet, hy weet. Jan, wil jy ons afsluit, of moet ek? Sjoe, Here, ek wil vir U dankie sê. Dankie vir hierdie woord wat U vandag vir ons gebring het. My gebed is, Here, dat U deur die Heilige Gees binne in elkeen van ons daardie saad, dat dit sal water kry en dat God die groei sal gee. Ek bid, Here, dat hierdie saad sal en gaan 'n vernuwe van denke veroorsaak in elke een van ons hier vandag. En dat U naam deur dit verheerlik sal word. En dat U naam en U saad, soos wat dit hier ontvang is, ook daar buitekant gesaai sal word in mense se lewens. Mag die seën van die Here op julle rus. En mag julle God vertrou vir sy wil en sy goedheid in julle lewe. In die naam van die Here Jesus Christus. En ons sê almal amen. Amen. Baie dankie Johan vir die woord vandag.
gister, dankie dat jy bereid was om te kom. Ek glo dit was die regte woord vir elkeen van ons. En ja, so besonder die vallei van onsekerheid. Ons gaan maar almal deur dinge. En dat ons net weet, God mag nooit 'n fout nie. En dat hy dit ten goeie kan laat meewerk vir jou en ook jou mense om jou, en dat ons kan toelaat dat God die vernuwing hier in ons gemoed werk en deurwerk na ons hart en God se gees toelaat om dit deur te vat. Want daar's ook 'n werk daar buite. Jy sien, is nie net vir jou nie, jou pad en jou seer en al die goed, is dinge wat jy ervaar sodat jy verander, weer troos en vertroosting en bemoediging kan gee. Mense daar buite het regtig die Here nodig. Hulle het ons nodig. En ons moet dit meer as ooit besef. Prys die Here. Baie dankie, baie dankie. Ons gaan nou afsluit. En hier is dan van hierdie boeke wat Johan geskryf het. Ek weet van die mense het dit al kom hoor en kom kry en kom koop en kom gesels. Wees nog verder rustig en kuier en die Here seën vir elkeen. Ek weet nie, Driekie, wil julle nog iets gesing het? Die mense wat ons het ons bediening het 'n webblad, shareiam.org, en ons het materiaal op daai blad wat vrylik beskikbaar is vir enigiemand wat dalk wil materiaal hê, waarna vir die boeke het ons nou nog ander materiaal ook. So gaan na die webblad toe en dan trek jy goed af daar, so jy registreer vir nie, die materiaal is vir nie. So asseblief wees vrymoedig om